As hy goeiedag julle, ons is weer terug by ons gesprek rondom die gawes van die Heilige Gees. Benny, lekker om weer saam met jou te kuier, Roan saam met jou. Ja, altyd lekker in jou kombuis. Ja. So, ons het die afgelope tyd gepraat oor die doel van die gawes en verlede week oor die woord van kennis en die woord van wysheid, en ek weet nie van julle nie, maar dit het so baie vir my beteken die afgelope week alreeds, so ek glo hierdie reeks het 'n groot impak wel in ons lewens en in ander mense se lewens. Nou vandag gaan ons aan deur te praat oor die gawes van die Gees en ons praat oor die gawe van onderskeiding. Dis nou interessant, ek dink jy het onderskeiding altyd nodig in jou lewe, wat se besluit om te neem en wat ook al, maar hierdie gaan baie om oor te herken, te identifiseer, te kan onderskei, wat kom van die Here af, want ek dink dit, as 'n Christen is dit vir ons baie belangrik om te weet, wat kom van die Here af, en wat het sy oorsprong dalk van die duiwel of myself of 'n ander bron, of wat ook al. So die Bybel is nogal duidelik, hy praat oor dat ons is geestelik weergebore en daarom is die geestelike realiteit vir ons baie belangrik. En hoor wat sê hy hier van die stryd en die geveg waarin ons betrokke is in Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En daar het jy dit. So ek dink as ek nogal net 'n vraag kan vra, wat is die doel van die onderskeiding van gees? Ja, ek het so 4 goeters wat ek dink die doel is van die gawe van onderskeiding. Die eerste ene is presies wat jy nou gesê het, is om daai sluier weg te vat, dat ons 'n onsigbare wêreld, ek is besig om te beklei met iemand en ek kan sien, my geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste. Daar's altyd ietsie agter dit, en ek dink as 'n ou kan net begin deur om die Here te vertrou, wanneer jy in 'n geveg is, 'n situasie is, konflik is, Here, wat sit eintlik agter dit? Eenvoudig net, as jy dink aan jy fight met 'n kollega net, Here, maar wat is eintlik agter dit? Want ons kyk so vinnig vas net en ek en Benny beklei. Ja, hy was nou verkeerd vandag. Hy het verkeerd opgetree. Maar wat sit agter dit? Nou nie dat die duiwel agter jou sit elke keer nie, Ben. Nou, maar ek bedoel net, jy weet, dat ons net meer sensitief is. Die ander ene dalk bietjie meer positief ook is om te sien hoe God goeie sien. Onthou julle toe die profeet vir Dawid gaan salf het, toe sê hy hierdie in 1 Samuel 6 vers 7, hy sê, want nie wat die mens sien nie, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, presies dit, maar die Here sien die hart aan. So om ook na mense te kyk rondom jou, ek wil nou sê amper in 'n positiewe manier na mense kyk in 'n slegte wêreld, nie altyd die foute soek nie, maar om ook so 'n bietjie die goed raak te sien en te sien hoe kyk die Here na mense. Okay, en dan die derde ene is dalk so 'n bietjie meer aan die negatiewe kant toe, maar dis om ons te waarsku teen misleiding. Jy het dit nou gesê. Ek dink ons so baie, kyk, ek kry elke dag 10 YouTube video's, dan moet ek nou kyk, en hierdie ou het nou 'n nuwe idee, en is elke keer vir my 'n rooi vlag. Ek kyk nou die dag op Facebook sien ek 'n ou, hy noem homself siener profeet, en hy het nou hierdie ding wat nou gaan kom, en is altyd asof dit moet nou 'n interessante ding wees wat hy gaan sê. Ek weet nie eens waar in die Bybel hierdie goed staan nie, en hy wil nou iets nuuts bring, en dis altyd vir my 'n rooi vlag. Ek dink die eerste rooi vlag is as jy jouself 'n apostel of 'n profeet of een of ander titel wil gee, dat jy nou meer verhewe is as ander mense, en dat jy nou inligting het, wat die gewone ou wat 'n Bybel het, dis nie genoeg nie, daar moet nou nog goed gesê word. Jy weet, so om te kan onderskei, en ek dink die gevaar is deesdae, ons stuur so maklik vir mekaar boodskapies aan, ek forward net die boodskap, nie eers die YouTube video klaar gekyk nie, die titel was vir my interessant, toe stuur ek hom vir jou aan, dan is daar dalk misleiding daarin. Moenie dink dat elke liewe Christelike ding wat gelabel is Christelik, is Christelik. Jy hoor wat sê hierdie teksgedeelte, hy sê in 2 Korintiërs 11 vers 13, sulke mense is vals apostels, hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie, want Satan self doen hom voor as die engel van die lig. Maar ek moet net vir julle hierdie Passion Translation lees ook uit die Engels uit. Hy sê, but in order to eliminate the opportunity for those super apostles to boast that their ministry is on the same level as ours, I will continue this practice, for they are not true apostles, but deceitful ministers who masquerade, dis 'n voorgee, dis 'n
masquerade as, en dan in aanhalingstekens sit dit, as special apostles. Okay? Of the anointed one. That doesn't surprise us, for even Satan transforms himself to appear as the angel of the light. Dit herinner my net hoeveel, jy weet, ons vandag te doen het met allerlei video's en goeters wat daar buite is, en ek dink, laat ek en jy eers sit en bid oor daai video, voordat ek hom vir my suster of my broer of my ma of my pa aanstuur, of my vriend of kollega aanstuur, bid net eers daaroor, moenie dink dat alles wat Christelik gelabel is Christelik nie, en dan kan dit dwaling in wees, so, en deesdae ons weet dit met clickbait, hoe clickbait werk, as iets interessant is, dan kyk almal dit, jy weet, so baie van hierdie ouens super apostles, maak staat op daai interessantheid, so, in elk geval, so, ek dink die laaste ene net, die doel van dit, is om die situasie of die mense reg te diagnoseer, is eintlik terug na die eerste ene toe, maar dit sê net die volgende, dit sê wanneer ek en jy besig is en iemand dalk meer in 'n beradingssituasie of iemand deel iets sleg met jou, dat ek en jy in daai oomblik die Here sal vertrou, Here, wys my wat sit agter dit. En ek dink dis die ding met onderskeiding. Daar's iets agter dit. Efesiërs weer terug, nê. Dis nie die mense nie, dis nie die situasie nie. Die ou lyk baie vroom op die YouTube video, maar moenie laat dit jou mislei nie. Bid oor elke saak. En sê, Here, wys my wat sit agter dit. Iemand kom deel met jou iets wat sleg is, moenie te vinnig jou raad gee nie. Bid en sê, Here, help my om te sien, dalk sit daar ietsie agter dit, anders as dit. Yes, Ron, en Paul het nou gelees in Efesiërs van die owerhede en die magte. En ek dink daar's 'n paar bronne daaruit wat ons kan kry, en die een is God self, deur die Heilige Gees. Wat met ons praat, nee, wat ons inspireer, wat ons verlei. En dan kry ons engele, en ons het ook bose en onreine geeste, en dan kry ons 'n belangrike een, en dit is een wat ons baie keer mis, is die gees van die mens. En Jesus het dit baie toegepas in sy bediening, en in Johannes 1 vers 47, kom Nathanael na Jesus toe aangestap, en Jesus sê vir hom, waarlik 'n Israeliet, wat nie bedrog genoem het nie. En Nathanael is, hoe weet jy dit, jy ken my nie. En dit is waar Jesus daai gees van die mens onderskei het. En want daar's nie uiterlike bewyse nie. So dit is 'n belangrike onderskeiding wat ons moet hê, en soos jy ook genoem het, die gees agter die mens, nie net in die mens vaskyk nie. Ja. Julle, ek dink, as ek so na julle luister, klink dit vir my dat Jesus se woorde in Johannes 10 vers 10 is so belangrik. Hy sê, die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom om vir julle 'n lewe en lewe in oorvloed te gee. Nou daai steel, slag en verwoes kom nie hy kom nie in 'n lelike pakkie na jou toe nie. Ons het dit nou die hele tyd gesê. Dis mooi mense met mooi motiewe baie keer wat ook maar net mislei is. Dis allerhande besluite wat geneem moet word en keuses wat gemaak moet word, en hy kom nie in 'n mooi pakkie nie. Maar sy bestemming of sy plan vir jou is smart, gebrokenheid, seer, pyn. Hy wil jou skei van God af. En die Here kom gee vir ons hierdie gees van onderskeiding om te sê, maar ek wil jou beskerm. Ek wil hê jy moet my wil en my plan vir jou lewe kies, want ek wil vir jou lewe kom gee. So wil jy nie vir ons asseblief afsluit en bid nie, Roan, en vra vir hierdie gees van onderskeiding in ons lewe. Hemelse Vader, baie dankie vir u Heilige Gees in ons lewens, wat ons so help en wat gereed staan om ons te help om te kan onderskei, Here. Here, nie net tussen goed en sleg nie, maar ook teenoor dit wat fake is, Here. Dit wat nie opreg is nie, Here. Dit wat amper lyk soos die lig. Here, kom help ons daarmee, Here. Ons wil nie dwaal nie, ons wil nie mislei word nie, ons wil weet, Here, dit wat reg is, Here, dit wat van u afkom. En ons wil daarop fokus, Here. Help ons om die gees van onderskeiding te hê, ook met ons familie en ons vriende, Here, ons geliefdes, die mense rondom ons. Help ons ook, Here, om partykeer daai pyn en dit te sien, Here, dit wat agter dit sit. Nie noodwendig dit wat voor die hand liggend is nie, en laastens, Here, wil ek kom bid, dat ons mense sal sien soos u hulle sien. Here, u kyk na mense op 'n ander manier, vol liefde en vol omgee. Here, help ons om dit raak te sien en mense te sien, Here, soos wat u na hulle kyk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie.